Ons kom nou by 'n baie belangrike gedeelte en die oorsprong daarvan is in Genesis 16 vers 15 tot 16. Daar staan, Hagar, dis die slavin, het vir Abram 'n seun in die wêreld gebring en Abram het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. En dan vers 16 sê Abram was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. So dit is baie belangrik om hierdie gebeure te sien en te verstaan dat hier eintlik iemand is wat in slawerny gebore is. Soos wat ons dit dan ook in Galasiërs 4 vers 22 tot 23 sien. Daar staan tog geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een by 'n slavin, by Hagar, en een by 'n vrygeborene. Sy seun by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy seun by die vrygeborene is kragtens 'n belofte van God. Nou, as jy die gedeelte nou verder deurlees, dan sal jy sien, Paulus sê ons moet hierdie gedeelte op 'n geestelike manier verstaan. Die een wat as slavin gebore, uit 'n slavin gebore is, en die ander een volgens die belofte van God. En dit is wat hy sê, ons vandag is. Ons is vrygebore onder die belofte van God deur Christus wat na die aarde gekom het. En ons is nie slawe nie, ons is vrygemaaktes, ons is mense wat al die guns, al die beloftes van die Here ook in ons lewe in 'n realiteit kan sien, omdat ons vrygebore mense is. Wat 'n kosbare verhouding tussen ons en God. Kom ons loop mooi.